welkom by ons aandgodsdiens vanaand. Ons lees vanaand uit 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 10. Aan die einde van 'n lang dag soos hierdie kom ons baie keer met baie dinge in ons harte voor die Here. Moegheid, bekommernis, skuld, verlange na rus en partykeer sommer ook net die gevoel dat ons alleen deur die lewe voortstap. In 1 Petrus 2 roep die Here ons vanaand terug na Jesus Christus toe, na hom die lewende steen, die vaste fondament. En hier herinner hy ons dat ons nie losstene is wat sommer maar net alleen rond lê nie, maar dat ons lewende stene is wat hy self opbou tot sy geestelike huis. Nou kom ons luister wat hier staan in 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Die Here roep ons vanaand om alles af te lê wat nie by die nuwe lewe in Christus pas nie, en om soos pasgebore kindertjies te smag, te verlang na die suiwer melk van die woord en die evangelie. Maar hy los ons nie alleen met ons eie swakheid nie, hy bring ons na Christus toe, hy bring ons na die lewende steen toe, en hy bou ons op as deel van sy volk, mense wat uit die duisternis geroep is tot sy wonderbare lig. Kom ons bid saam. Here ons God en Vader, aan die einde van hierdie dag word ons stil voor U. U weet van elkeen wat nou hier luister. U ken die moegheid in ons liggame, U ken die spanning in ons gedagtes, die bekommernisse wat saam met ons deur die dag gekom het, en ook die dinge wat vanaand nog swaar op ons gemoed lê, as ons koppe gaan neerlê. Baie keer voel ons, Here, soos los stene, alleen, onseker, weet nie regtig of ons iewers inpas nie. Herinner ons tog vanaand dat U kinders bymekaar maak en opbou tot 'n geestelike huis. Dankie dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan U. Dankie dat ons deel maak van U volk, U eiendom, U huisgesin. Here, U ken ook die sondes en die gesindhede wat nog so maklik aan ons vasklou. U ken die bitterheid in ons harte, die afguns, die geveinsdheid, die harde woorde wat daar baie keer by ons mond uitkom, die liefdeloosheid, alles wat nie pas by die nuwe lewe wat U ons in Jesus Christus gee nie. Vergewe ons, Here, was ons skoon deur die bloed van U Seun Jesus Christus en bring ons terug na die rus van U genade. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen.